Ons staan vanmôre in sy teenwoordigheid. Staan vanmôre met dankbaarheid. Ons is vanoggend hierso met dankbare harte. Ons is hier vanmôre ten spyte van ons omstandighede om die lof en die eer, die prys en aanbidding aan die Here toe te sing. En ek wil net vanmôre geleentheid gee net daar waar jy staan. I don't care, perhaps you're there at home just watching this broadcast. Dalk luister jy na hierdie uitsending op audio. Waar jy op hierdie oomblik is daar ten minste 3 dinge waarvoor jy nou die Here kan dankie sê. I just want to give you an opportunity as the music plays in the background, just to be grateful, just to express your gratitude towards God. Om vanmôre net te sê, Here, dankie vir nog 'n dag. Here, dankie dat ek vanmôre, vandat ek opgestaan het ek asem gehaal sonder om daaraan te dink. Ek het rondbeweeg sonder om daaraan te dink. Dit het van nature gekom. Here, daar is mense vanmôre in die hospitaal wat so pas onlangs gehoor het dat hulle kanker het. Here, dat daar organe en dalk die skelette stelsel deurdring is met kanker. En Vader, ons staan hier vanmôre met oë, met ore, met 'n mond, met gesondheid, Here. En dan is ons traag om ons hande in die lug te steek. Ons is traag om vanmôre die goedheid en die guns van die Here te besing. Ons sal eerder graag kritiseer wat in en om ons aangaan. Maar is met daai selfde ore wat jy luister en ontevrede is met die klank dalk, is God se guns en genade vir jou. Jy sien dalk vanmôre iets wat jou nie pas nie, maar met daai selfde oë wat God jou gegee het, in plaas om sy lof te besing, kritiseer ons ander se klere drag. Ons kritiseer iets wat anders doen. God, we need to be ashamed of ourselves. Ons moet ons kop in skaamte te hou vanmôre, dat ons so maklik mekaar beswadder, so maklik mekaar sleg sê met die mond en die stembande wat God ons gegee het, in plaas om sy lof te besing, mekaar te bemoedig, mekaar aan te moedig. God, forgive us this morning, even in families where we criticize and speak about each other. Instead of being grateful for the privilege of family, of fellowship, of friendship, the family bonds, oh God, so easily broken, because the very blessings we receive from God, we speak with negativity and cursing over each other. Here, vergewe ons. Vergewe ons waar ons dink ons geregtig is op dinge. Forgive us where we've adopted an attitude of entitlement, where, oh God, we should come with an attitude of gratitude and come before you on a Sunday morning and thank you for the blessings in the past week. And God, even though there were maybe some trying and challenging situations, we say, my God, everything works to the good of them that love you. Vader, ons hart is vanmôre vol lof en dankbaarheid, ten spyte van probleme wat daar mag wees. Vergewe ons, Here. Vergewe ons vanmôre, waar ons traag is, nalatig is om u lof te besing, om vir u te sê dankie. Vader, ons wil vanmôre saam met Stefan de Villiers en Sander Minnaar dankie sê dat julle nog 'n jaar gespaar het. Here, saam met Sarel en saam met Karen Maree wil ons u lof besing. Here, hy's by die huis en Vader, ek weet hy's nog besig om genees te word. That we honor you and we worship you. Ons dankie vanmôre, Here, dat hy by die huis kon wees hierdie naweek. Here, toe hy vir my gesê het 'n paar dae terug, wanneer jy met 'n ventilator moet probeer asemhaal en jy kan nie bekostig om aan die slaap te raak nie, want dan werk jy teen daardie masjiene. Here, ons besef vanmôre wat 'n voorreg dit is om te kan slaap en asem in ons slaap te kan haal. Here, dit het my net besef hoe dankbaar ons vanmôre moet wees
Father, we pray for Auntie Lilette Stein this morning and touch her in her body. Comfort her family, oh God, and even herself. Would you strengthen her with the power of God through Jesus Christ? By the Holy Spirit we pray. En Here ons bid vir Gerrie van Gent en haar familie met die afsterwe van haar moeder hierdie week. Here, ons bid dat U oor hulle sal ontferme. En Here, ons dink aan oom Luke Ferreira vanmôre wat nie gesond voel nie. Here, wil U net daar by hom staan. Ek weet, Here, hy het U baie lief en omvou hom vanmôre met U liefde en die tasbare teenwoordigheid is ons gebed in die kosbare en die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie, kan U se plekke inneem. Mag die Here U seën. Ek wil net vra na afloop van die diens dat U net nog so 5 minute sal sit en ons wil net graag ietsie vanmôre doen. U het gesien die advertensie vir vanoggend se diens was dankbaarheid en ek het nie die hele wedstryd gisteraan gekyk nie en vanmôre inteendeel toe Cherise in die studeerkamer instap, toe sê sy vir my, ek sien dit was 'n spannende wedstryd. Ek sê ek sal nie weet nie, ek het besluit om maar te gaan slaap want ek het regtig nie gedink die Bokke gaan dit doen nie, want sy het vir my gesê dit met 'n punt gewen. Ek vra dat ons net vir hulle bid, dat hulle volgende naweek nie speel soos gisteraand en laas Saterdag nie, anders gaan dit baie lelik wees. Maar ons is bly, ons is dankbaar, hulle het gewen, dankbaar, hulle is weer in die finaal, maar ons is vanmôre ook dankbaar saam met Marcel en Bella, met die geboorte van klein Mia Lee, en ek sien Dorette oefen hard daar, sy hou die babietjie baie styf vas. Maar saam met daardie woord dankbaarheid, dink ek aan daardie ou evangelie lied wat sê, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Ons is so geneig om al die seëninge by mekaar te vat en in een mandjie te gooi en dan net vir die Here sê dankie. Maar tel jou seëninge een vir een. En ons is vanmôre bevoorreg om in ons midde vir 2024 een van die onderhoofseuns van Hoërskool Brit, Vincent Boshoff, te hê. Vincent, baie geluk met jou aanstelling en jou verkiesing en mag die Here jou seën as 'n leier wat die Here dien en die Here liefhet, 'n invloed positief tot eer en verheerliking van God se naam daar by die skool 'n verandering sal bring. Ons bede is dat in ons skole, en ek weet nou nie van Laerskool Brits en Olienpark en Wagpos van enige ander leiers in ons gemeente wat verkies is, dus asseblief ouers, as ek dit nou nie genoem het vanoggend nie, moenie vir my kwaad wees nie, stuur net vir my WhatsApp en sê Boetie met sy naam en van is tot, of Sissie is tot dit en dit verkies, en ons sal dit afkondig. Ons is trots op ons kinders in ons gemeente, wat hier in die gemeenskap presteer, en ons wil hulle eer daarvoor, en so ook dan ook Mia de Beer, het saam met Lamar, en ek is nie bewus van ander van ons lidmate, hulle het Vrydag en Saterdag by die top 30 atletiek byeenkoms in Potchefstroom deelgeneem, 70 skole, 3200 atlete, en dit was atletiek uit die boonste rakke, dit was regtig fenomenaal. Mia die 400 meter vir dames onder 17 gewen, met 'n uitstekende tyd, en ons sê vir haar baie geluk, en die wat daar deelgeneem het. So ons is dankbaar vanoggend, ons is hier met harte vol lof en dankbaarheid, en ek wil vanmôre dan sommer wegval en begin met die boodskap vanmôre en vra dat u saam met my bly. As u Bybel of u tablet of selfoon saamgebring het, blaai na Lukas hoofstuk 17 vers 11 tot 17. En is ook vir my voorreg, ek het dink 2 Sondae terug, dit was die Sondag direk na ons verneem het, is bevoorreg om vanmôre vir Gerard en sy verloofde saam met ons vanoggend te hê. Baie, baie geluk weer eens, Gerard, en ek sal
haar naam na die tyd kry. Ek het hom gehad en ek vra groot om verskoning, maar baie geluk met julle en ons sien uit na die dag waar hulle in die huwelik bevestig word en die seën van die Here op hulle kan toebid. Ons lees uit Lukas 17 vers 11 tot 17. Die Bybel sê, en op sy reis, dis Jesus se reis na Jerusalem, het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggegaan het, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai met God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Die Samaritane en Jode het geen ooghare vir mekaar gehad nie. Hulle het in vyandskap, as hulle mekaar kon indoen en so ver gaan om mekaar dood te maak en te benadeel, sou hulle dit doen. Maar hierdie Samaritaan kom terug na Jesus, 'n Jood, en hy is dankbaar. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Ek wil vanmôre met ons praat oor dankbaarheid. Dankbaarheid. Lukas, deur hierdie bekendmaking van hierdie insident, dui aan die belangrikheid van danksegging. Daar is 'n verskil vanmôre tussen dankie sê en dank te betoon. There's a difference between saying thank you and expressing your gratitude for something that somebody has done. The definition of the word thank you is this: a polite expression used when acknowledging a gift, service or compliment, or accepting or refusing an offer. Gratitude is the quality of being thankful, readiness to show appreciation for and to return kindness. Geliefdes, daar's 'n verskil, want jy sien, ons leer ons kinders van jongs af om dankie te sê. Dankie mamma, dankie papa, dankie oom, dankie tannie, dankie, en ons het al so ver gegaan, waar ons kinders iets gegee word, wat ons weet, hulle glad nie wil hê nie, maar dan dring ons aan, dat hulle vir die oom en tannie dankie sê, asof hulle dit so graag wou gehad het. Ons doen dieselfde. Mense gee vir ons dinge, ons vind ons in omstandighede, waar ons verwag word om dankie te sê, en ons sê dit met ons lippe, maar ons hart is so ver daarvan af. Laat my dink aan, gebeur nou nie in hierdie gemeente nie, maar in party mense se lewens, die man en vrou is kwaad vir mekaar, dan sê hulle nag vir mekaar, maar hulle kon eerder maar stil gebly het. Jy sê dankie, jy sien, jy kan dankie sê sonder om dit te bedoel. Jy kan dankie sê sonder 'n werklike dankbaarheid. Maar wanneer jy danksegging betoon, wanneer jy werklik dankbaar is, when you are honestly grateful for something, your entire body language, your heart and your whole being expresses your gratitude. Jy sien, en dankbaarheid is die gevoel wat daarmee gaan, dat mense kan sien, jy waardeer wat aan jou gedoen is. Danksegging is die openbaring van die hart, met betrekking tot die mate waarmee jy jou waardering uitspreek. Jy sien, ons is nie uit nature geneig om danksegging te betoon nie. Ons sal eerder sê net dankie. Maar let op.
Moet nou nie mense oordeel nie, maar let net môre op, maar miskien moet jy aan onsself eers oplet, hoeveel keer in 'n dag jy werklik waar dankbaar is, en hoeveel keer op 'n dag ons kla. Ons besef nie die waarde van gesondheid totdat dit van ons ontneem word nie. Ek het vir u gesê 'n paar weke terug en ek kan nie ophou om daaraan te dink nie, en ons is dankbaar saam met Sarel en Karen dat hy by die huis is, maar hy sê vir my, ek wil vir jou sê, ek het vir 2, amper 3 dae nie geslaap nie. Hy sê, want toe die ventilator op my was, die oomblik wat ek wegraak, dan kom ek agter, ek haal teen die masjien asem, en dan skrik ek wakker, want ek kry nie asem nie. Hy sê in die verpleegster stap in en sê, meneer, ek het vir jou slaappilletjie. Hy sê, vervat hom weg. As jy my daai ding gee, gaan jy my doodmaak. Want ek gaan slaap en dan gaan ek nie saam met hierdie ding asemhaal nie. Jy gaan my dood kom aantref. Uiteindelik, toe sy suurstofvlakke hoog genoeg is, het die masjien van hom afgehaal, en hy vertel dit vir die verpleegster, en hy gaan badkamer toe, en hy kom toe weer terug, en hy sien die verpleegster met 'n ander een is in 'n ander vertrek, hy loer so deur die deur, en daar's hulle besig met die ding op hulle gesigte. Hy sê, het was nie lank nie, toe kom daai verpleegster daar in, sy sê, meneer, ek moet vir jou sê, ek vra groot om verskoning, in my lewe sal ek nooit daai ding op my liggaam toelaat nie. Ek het nooit besef wat dit is om met die ding asem te haal, en geliefdes, ons haal sonder om daaraan te dink asem. En terwyl ons die voorreg het om die asem wat God ons gegee het in en uit te blaas, gebruik ons die asem om kritiek te lewer, om ons monde te spoel. Ek sê nie ons moet alles opvreet en tevrede wees met alles, maar daar's 'n manier hoe ons dinge hanteer en aanspreek. Daar's 3 dinge of 3 gebiede waarvoor ons dankbaar kan wees. Daar is honderde ander, maar ek wil hierdie 3 vanmôre vinnig vir ons uitlig. Die eerste gebied, die eerste ding waarvoor ons God kan dankbaar wees, is die hulpbronne wat God ons gegee het. We can be grateful to God for the resources He has given us. Die Here het vir die mens kreatiewe denke en vermoëns gegee. Ons is anders as die diere. Geen dier het al ooit iets uitgedink en dit uitgevoer nie. Hulle reageer net op natuurlike instinkte. Hulle het nie die vermoë om te dink en kreatief te wees nie. Maar ons as mense, we can be creative. We can do all kinds of things that we never even thought of possible. God gave us the resource, the ability to choose and to act decisively. God het die mens die vermoë gegee om te kies en beslissend op te tree. Ongelukkig is baie mense vandag in 'n huwelik, maar dit was jou keuse. Ek weet Gerard het reg gekies. Maar jy kan nie jou ouers of iemand anders blameer vir die huwelik waarin jy is nie. Jy het jou keuse gemaak en God het vir jou 'n keuse gegee. My vraag is net, het jy God geraadpleeg? In fact, any decision that you make in your life, do you ever consult God and say, Lord, give me wisdom and insight. Help me, dear God, to make the right decision. And to exercise it effectively. Jy sê, maar baie keer, jy kan die regte besluit maak, maar as jy nie die vermoë het nie, as jy nie God se guns en seën het nie, gaan dit ook nie werk nie. Dit beteken nie, dit was 'n verkeerde keuse nie. Dit beteken net, miskien, jy's nie bevoeg, opgelei, of gereed, om daardie keuse te kon maak nie.
And sometimes God delays things in our lives, not because He doesn't want to give it to us, but because other things have to be in place first, so that we can appreciate and exercise, and to the benefit of others and to the glory of God, can fulfill what we have decided. We have unlimited knowledge to be discovered and learned. Ons het onbeperkte kennis om te ontdek en aangeleer te word. Diere het geen belang, geen drang, geen belang om iets te leer nie. Dis ons as mens wat diere leer om allerlei snaakse dinge te doen, maar in hulle aanvanklike kapasiteit het 'n dier geen belang daarin nie, maar ons kan onbeperkte kennis opdoen. Ons kan dinge leer en aanleer. We've also been given the ability to grow and expand our horizons in art, music and literature. Ons het die vermoë om te groei en ons horisonne uit te brei in kuns, musiek en letterkunde. En al dieselfde 3 aspekte gebruik ons in ons lofprysing en aanbidding. Mense wat al die pragtigste skilderye geskilder het, wat hulle liefde en waardering teenoor God uitspreek, liedjies wat geskryf is en gesing word, wat die lof van God besing. Mense het boeke geskryf, gedigte geskryf in lofprysing. Dawid, die man na God se harte, het psalms geskryf om die lof aan God te besing. Maar jy sien, dalk is jy vandag in moeilike omstandighede. Dit blyk of daar niks is om huidiglik voor dankbaar te wees nie. Jou omstandighede is haaglik en hopeloos om die minste te sê. Jy sê, ek sien die kans, waarvoor moet ek God bedank? Ek wil jou uitdaag vanmôre. I want to challenge you in spite of where you are, your circumstances, ongeag waar jy tans fisies, emosioneel of geestelik jou bevind. Ek waarborg jou, jy ten minste 50 dinge waarvoor jy God voor dankbaar kan wees. Ons is so geneig om op ons negatiewe en ons probleme en omstandighede te fokus as aan die seëninge uit God se hand. Tweedens, die tweede gebied waarop ons fokus is die voorsienigheid van God, the providence of God. Over and beyond all things that happen, God is at work, guiding, directing and bringing about His purpose. Bo en behalwe alle dinge wat gebeur, is God aan die werk, deur leiding, aanwysing en sy doel tot stand te bring. Job learned one of many things, but he learned that the purpose of God would never be thwarted or frustrated. Job het besef, ongeag wat in sy lewe aangaan, God het 'n doel en sy gehoorsaamheid aan God, sy onderwerping aan God, sy dankbaarheid aan God, vir sy die goedheid in sy lewe, die voorreg om God te ken en te dien, was vir hom die aansporing om toe te sien dat die doel van God in en deur sy lewe geskied. In World War II in Germany, there was a woman with the name of Corrie ten Boom and her sister Betsy. Amidst the Holocaust, Corrie and Betsy used to hide Jews in their home, in the basement and in various places, and eventually the Germans got to hear about this and they arrested them and took them to the concentration camp of Ravensbrück. And they were put into a barracks that was overfull.
But not only was these barracks overfull, they were infested with fleas. Corrie told her sister one day as they were reading 1 Thessalonians 5 verse 16, she said, listen what the Bible says, Betsy. She says, the Bible says, be happy in your faith and rejoice and be glad-hearted continually, always. Be unceasing in prayer, praying perseveringly. Thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Be thankful and give thanks. For this is the will of God for you who are in Christ Jesus, the revealer and mediator of that will. Betsy said, Corrie, do you mean we must even thank God for the fleas? She said, the Bible says be thankful in everything. And they decided to be grateful and thankful even for the fleas. What happened was that the guards never came to those barracks. The guards left them alone. They could spend time in prayer, in reading the word, in fellowship about the goodness of God. And months later, they found out why the guards never came to those barracks. The reason was because of the fleas. Daar's miskien vlooie in jou lewe vanmôre en die probleem is jy's nie dankbaar vir die vloeie nie en jy sien nooit dis hoekom God verhoed dat ander indringers nie naby jou kom nie. Vra die Here om jou te help om die vloeie te huisves en gemaklik te raak met die vloeie sodat dit ander indringers kan weghou. Derdens, die derde gebied is die opdrag van God om dankbaar te wees. We are commanded to be thankful. John Henry Jowett said the following. He said, gratitude is a vaccine, an antitoxin and an antiseptic. Hy het gesê, dankbaarheid is 'n entstof, 'n antitoksien en 'n antiseptiese middel. Wat het hy daarmee bedoel? What did he mean when he said that gratitude is like a vaccine? Gratitude can prevent the invasion of a disgruntled, discouraged spirit. Danksegging, soos 'n entstof, kan die inval van 'n ontevrede, moedelose gees voorkom. Like an antitoxin, gratitude can prevent the effects of the poison of cynicism, criticism, and murmuring. Soos 'n antitoksien kan dankbaarheid die uitwerking van die gif van cynisme, kritiek en murmurering voorkom. And like an antiseptic, gratitude can soothe and heal a troubled spirit. Soos 'n antiseptiese middel kan dankbaarheid 'n ongestelde gees streel en genees. Vir een of ander rede het ons hierdie persepsie dat ons net dankbaar moet wees wanneer dit goed gaan. Die werklikheid van daardie persepsie is dat wanneer dit goed gaan, ons nie minste dankbaar is. Moenie dink omdat dit goed gaan, jy gedurig die Here dankie sê nie, omdat dit goed gaan in jou huwelik. Wanneer laas meneer het jy vir jou vrou gesê, my vrou, weet jy wat, dit gaan goed in ons huwelik, ek wil sê dankie. Maar as dit skeefloop, dan gooi ons sulke aanmerkings, ons laat val sulke dingetjies in woorde, ons houding en gesindheid spreek van ons ontevredenheid. Maar wanneer dit goed gaan, moenie dink dat wanneer dit goed gaan, ons vol is van dankbaarheid nie. The fact is, if you express ingratitude in times of hardship, you will be even less grateful in times of blessing. Romans 12 verse 12 says, rejoicing in hope,
patient in tribulation, continuing instant in prayer. The Amplified Bible says, rejoice and exult in hope. Be steadfast and patient in suffering and tribulation. Be constant in prayer. Ephesians 5 verse 20 says, and all times and for everything, giving thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. 1 Samuel 12 verse 24 says, only fear the Lord and serve him faithfully with all your heart, for consider how great are the things he has done for you. Vrydagmôre het ek die voorreg gehad, en dit is nou 'n paar jaar wat ek eerlikwaar goddelike voorreg het om by Academy skool hier onder in die dorp die matrikulante se afsluiting en uitstapdiens te kan bedien. Ek het Vrydagmôre op die verhoog, toe sit Margaret, die skoolhoof, Margaret Williams langs my, en ek sê vir haar, dis interessant vir my om elke jaar agter te kom hoe die skool groei, maar ook dat ek opmerk hoe die skool uitbrei en dit goed gaan, en sy draai na my en sy sê, pastoor, die Here is vir ons baie goed. Ons is dankbaar. It's one thing saying to God, thank you, but it's another thing expressing your gratitude to him. Geliefdes, elke diens wat ons hier by mekaar kom en die musiekspan begin die musiek maak en ons geleentheid het om te lofprys en te aanbid, is 'n geleentheid om jou dankbaarheid voor God uit te spreek. Moenie wag totdat iets gebeur en jy nie meer stembande het nie, jy nie meer asem het om die naam van die Here aan te roep nie, en dan om dankbaar te wees. Before you have to ask God to benefit your health and to heal you, ask yourself, how many times have you been grateful for the blessings God has given you? Gratitude is the attitude out of which a peaceful, grateful, and trusting spirit can develop. Too often our tendency is to focus on our problems rather than on our blessings. Dankbaarheid is die gesindheid waaruit 'n vreedsame, dankbare en vertrouende gees kan ontwikkel. Ongelukkig is ons neigings te dikwels om op ons probleme te fokus eerder as op ons seëninge. En nou sluit ek met iets baie interessant. Vers 18 en 19 van hierdie skrifgedeelte vanoggend is eienaardig. Jesus kom en hy sê, maar daar was 10 van julle, een het teruggekom, waar is die ander 9? Vers 18 gaan Jesus aan, hy sê, was daar niemand onder hulle te finde, wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy, die vreemdeling, die Samaritaan, sê vir hom, en Jesus sê vir hierdie Samaritaan, hierdie vreemdeling, staan op, en gaan, jou geloof het jou gered. Jy moet iets onthou hierso. Toe hulle op 'n afstand, die Bybel noem nie eers die dorp se naam nie, maar hy maak melding van 10 melaatse. Die Here Jesus is amper in hierdie dorpie wat onbekend is, en 10 mans op 'n afstand roep hom tot stilte. Hulle sê, Here! Want hulle weet, en Jesus weet, hulle mag nie naby mekaar kom nie, want melaatsheid is hoogs aansteeklike, veroorsaak 'n verrotting in jou liggaam, en wat vereenselwig word met sonde. Hulle sê, wees ons barmhartig,
In daardie oomblik besef die Here Jesus die geloof in hierdie manne. Hulle sê, ons weet, jy hoef nie eens hand op ons te lê nie. Jy hoef nie met spoeg en sand modder te maak nie. Jy hoef niks aan ons te doen nie, maar ons vertrou u gesproke woorde om ons omstandighede te verander. En Jesus verwys hulle na die wet in Levitikus. As iemand malaatsheid gehad het en gesond geword het of gedink hulle was gesond, moes hulle self aan die priester gaan verskyn. Die priester het hulle ondersoek en dan gaan lees maar daar in Levitikus hoofstuk 14 as ek reg is, as ek net vinnig hier kan kyk, ek het hom gehad. As jy gaan kyk daar, Levitikus 14 vers 2 tot 32, beskryf die Bybel daar wat moes gebeur. Dan moes hulle 2 voëls neem. Een moes doodgemaak word en sy bloed moes gesprinkel word. Die ander moes vrygelaat word. Dan moes hulle na nog 'n paar dae 2 lammetjies bring. Dit is 'n hele proses. Totdat hulle uiteindelik rein verklaar word en in die gemeenskap en samelewing weer toegelaat word. So daarom sê Jesus, gaan toon jou aan die priester. Die verskil is hier, die genesing wat hulle ontvang het op daardie oomblikke, sou die hele prosesse vinnig vorentoe laat speel, dat hulle op die vooraand sou wees, waar hulle verklaar sal word, en onmiddellik herstel word in die samelewing, want toe hulle omdraai in geloof, om te stap na die priester, hulle was nog nie daar nie, toe besef hulle is genees, so genesing het onmiddellik plaasgevind. Maar vir die een wat met danksegging en dankbaarheid teruggekom het, sê die Here eintlik, ek het vir jou 'n bonus. God said the other 9, Jesus said, I don't have an issue with them, I'm not going to withdraw my healing from them, but they've just sacrificed a blessing that they could have had that I'm bestowing upon you. Verstaan dit vanmôre, die genesing het plaasgevind. Dis hoekom die een teruggekom het. Hy was gesond gemaak, maar daardie woord, toe kom Jesus in vers 19, en hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Sy geloof beteken sy vertroue. When Jesus said your faith, he meant your trust, your confidence that springs from your belief in God has restored you. En toe sê hy, gaan, want jou geloof het jou gered. Die Griekse woord daar vir gered is sodezo. Sodezo comes from the word saos, which means safe. Saos in the Greek means safe. Dit beteken veilig. Hy sê, jy gaan nie net gered wees nie. Jy sê net gered uit jou omstandighede nie. Jy sê net gesond gemaak nie. Maar ek skep in jou wese 'n gevoel van veiligheid. Jy's gered. Jy is verlos. Jy is beskerm. En jy is heel. Jesus says, you are safe. You are saved. You are delivered. You are protected, and you have been made whole. Sluit vanmôre met 'n verhaal. 'n Man was deel van passasiers op 'n skip, wat skipbreuk gelei het, en hy was die enigste oorlewende wat op 'n verlate en onbewoonde eilandjie uitgespoel het. Na 'n paar dae waar hy elke oggend en deur die dag en voor die son sak oor die horison gekyk het in die hoop om 'n skip te sien, besef hy moet maar vir hom
'n huisie maak waarin hy maar kan woon totdat hulp miskien eendag kom en hy bou vir hom 'n klein hut met 'n grasdak en palmtakke. En die bietjie wat hy daar uit die see kon vergader van die skippe, sy klein bietjie besittings het hy binne in daardie hut geplaas en hy vertrek een oggend om kos en vrugte te gaan soek. En op sy terugkom, toe hy aangestap kom, toe sien hy, sy hut is aan die brand en die rook borrel in die lug in. Verpletterd en half in 'n vraag sê, Here, kan dit nie nog erger word nie? Die volgende oggend toe hy wakker word, toe sien hy net 'n entjie van die kus af is 'n skip geanker en daar's manne wat in 'n klein skuit na hom toe kom om hom te kom haal en terwyl hulle weer terug roei daar na die skip toe, sê hy vir hulle, hoe het julle geweet ek is hier? Toe sê hulle, ons het jou rooksein gesien. Wat vir hom 'n tragedie was eintlik 'n rooksein wat uitgestuur is wat gesê het, ek het hulp nodig. Miskien is daardie krisis vanmôre in jou lewe nie die tragedie wat jy dink dit is nie, maar dis 'n rooksein wat sê, Here, sien my raak. Ek wil u vra om hierdie week iets anders te doen. In plaas om mense te vra, hoe gaan dit? This week, instead of asking people, how are you? In plaas om mense te vra, hoe gaan dit met jou vandag? Vra vir hulle, waarvoor is jy vandag dankbaar? This coming week, I know it's a habit, but instead of asking people how you are today, ask them, what are you thankful for today? Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie, Here. Dankie Vader vir u liefde, dankie vir u teenwoordigheid. Here, ons kom vanoggend met harte vol lof en vol dankbaarheid. Ons wil vanmôre u lof besing. Ons wil vanmôre sê dankie, Here. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns, dankie vir die beskutting, dankie vir u bewaring. Dankie, Here, vir al u seëninge. Al die lof en al die eer kom u toe en ons sê dankie. In Jesus naam. Amen. En amen. Terwyl jy net so nog vir 'n paar oomblikke sit